Aluma Capital, altyd aan die groei. Het is tyd vir volgens randbesprekings en Jana Marx, die politieke redakteur van die Papier, sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin sommer by Fikile Mbalula vanoggend. Ja, dis die groot berig in die Papier vanoggend. Hierdie week, ons weet daar was 'n bohaai toe AfriForum se privaat vervolgingseenheid aankondig hulle wil Fikile Mbalula as die sekretaris-generaal van die ANC laat vervolg. En dit gaan oor 'n vakansie, net so 'n bietjie agtergrond, 'n vakansie wat Mbalula in 2016 saam met sy gesin onderneem het na Dubai toe nogal. Hy het nie vooraf hierdie reis betaal nie en agterna was daar 'n eislike rekening van R680.000. En natuurlik wou die reisagent nou hulle geld hê en toe volgende oomblik toe tree daar die direkteur van Setker Sport. Dit is die diensverskaffer van die Suid-Afrikaanse Sport Konfederasie en Olimpiese Komitee, ons ken dit as SASCOC. Toe tree daai direkteur vorentoe en hy betaal die helfte van daai astronomiese betaling. En dit maak saak want Fikile was toe nog die minister van sport en SASCOC word verbind met die departement. So dis nie 'n entiteit van die departement nie, maar hulle werk nou saam met die departement. So uiteraard is dit 'n probleem want 'n minister mag nie sake doen met diensverskaffers aan die regering nie. So wat baie interessant is hierso is die direkteur het die geld ook deur 'n ander rekening betaal. So dis alles so bietjie soos hulle sê shady, jy weet, iets is nie lekker daar nie. So asof hy probeer afstand skep tussen hom en Mbalula, dat daar nou nie hierdie direkte band of lyn getrek word tussen die twee nie. In 2017 het die media oor die vakansie begin berig en skielik het Mbalula hierdie geld of die helfte van hierdie geld aan Setker Sport terugbetaal en het gesê dis 'n lening. Maar advokaat Gerry Nel, hy en sy span sê net hulle hou vol hier is tekens van korrupsie en geldwasery en dat dit nie saak maak of die geld terugbetaal is nie. Daar was nog steeds 'n probleem, die geld moes nooit van daai entiteit afgekom het nie. So hulle het nou 'n brief aan die nasionale vervolgingsgesag geskryf, dis hulle hoeveelste brief van talle wat hulle sê asseblief oorweeg om Mbalula te vervolg. Dit is nadat die NVG eintlik al gesê het hulle gaan nie vervolg nie, omdat daai geld klaar terugbetaal is. Maar nou moet mens die vraag vra, en dis waar die Papier verder gaan, waarom sal Gerry Nel nou nie maar net self vervolg nie? Ons weet van die privaat vervolgings wat hulle doen, baie suksesvol in hierdie privaat vervolgings. Nou ek het 'n interessante ding geleer hierdie week, en dit is dat mense in hierdie land nog nie korrupsie privaat kan vervolg nie. Wow. Daar moet 'n amptelike slagoffer wees van 'n misdaad. En hulle sê in korrupsie is daar nie 'n enkele slagoffer wat nou soos hulle sê 'n personal injury, 'n persoonlike besering opgedoen het nie. En hulle sien nie dat 'n samelewing, 'n gemeenskap wat miskien daaronder kon ly, nou regtig dit 'n persoonlike besering kon noem nie. So Gerry Nel, hulle is baie ernstig hieroor. Hulle sê as die NVG vervolgingsgesag dan nou nie besluit om regtig nie vir Mbalula te vervolg nie, selfs na hulle laaste beroep wat hulle nou gedoen het, dan sal hulle die hof nader om wetgewing te wysig om dit moontlik te maak om korrupsie privaat te vervolg. Wat natuurlik baie groot sal wees in hierdie land, want dit gaan net eenvoudig vervolgings oopgooi. Ja, dit gaan baie meer volks beteken. Ja, Jana, dit is skokkend. So die 67 miljoen Suid-Afrikaners wat ly onder korrupsie, dis okay. Hulle kan maar ly want ons nie een enkele slagoffer nie. Ja. Dit is iets wat ek ook nog geleer het. Ek is absoluut geskok daaroor. En ek dink dit is goed dat ons gaan moontlik dat die wetgewing aanspreek as ons nie kry wat ons wil hê nie. En ek sê nie mense kan nie sê of Fikile skuldig is of nie skuldig is nie. My punt is daar's heeltemal te veel korrupsie. Te veel korrupsie en te veel name wat verbind word, hoë name wat verbind word ongelukkig aan korrupsie en ek dink dit is tyd dat ons hierdie vervolgings meer ernstig opneem. Ja, absoluut. Wat dink jy is die kans dat die NVG daai wetgewing sal wysig sodat korrupsie meer indringend vervolg sal kan word? Kyk, die hof sal dit moet doen met die hofbevel. Ek dink wel dit hang af. Advokaat Gerry sê hulle het genoeg, jy weet hulle het genoeg inligting, hulle het genoeg kennis om so 'n tipe van akademiese saak voor die hof te bring om te kan sê luister, dit is nodig om hierdie rede. So hulle sê dan hulle gaan vra dat die hof verklaar dat die samelewing ook 'n slagoffer kan wees. Hoewel dit nie een persoon is nie. Ja. So ek dink dit hang absoluut af wat hulle in hulle stukke argumenteer, maar ons weet advokaat Gerry Nel is 'n baie geleerde man. Hulle het al baie met hierdie goeders te doen gekry.
So ek glo dit gaan 'n baie interessante saak wees as so iets voor die hof voorkom. Joh, ek hoop dit slaag. Dit sal baie deure oopmaak ook vir al die onthullings wat nou deur die Madlanga kommissie uitkom. En dan gaan ons oor na die Suid-Afrikaanse Reservebank toe. Wat sê hulle dink tog daar is hoop. Ja, en ook maar net, nee, want die Reservebank het nou gister besluit dat elke 2 maande vergadering, by gister se vergadering het hulle besluit om nie rentekoerse te sny nie. Hulle het onveranderd gehou. Wat nou so bietjie sleg is hierso, is die Midde-Ooste. Dit is ook sleg vir baie dinge in ons lewe. Maar die oorlog in die Midde-Ooste maak dat die Reservebank beheer inflasie, nê. En die Reservebank wil moet seker maak inflasie bly onder beheer. En dis hulle rentekoerse aanpas om seker te maak dat inflasie onder beheer bly. Maar met die Midde-Ooste oorlog weet ons nou al, jy weet, inflasie kan styg, inflasie het reeds begin styg. Ons die bank is baie bekommerd. En as die bank bekommerd is, wil die res van ons ook bekommerd wees daaroor. So hulle het verskillende scenario's het hulle oorweeg en hulle het gekyk na wat gebeur, jy weet, in die, soos hulle sê, die worst case scenario. Jy weet, so ons het nou nie rentekoerse gesny nie, maar wat kan dalk volgende gebeur as hierdie oorlog sou aanhou? So in die een scenario hou die oorlog nog vir 2 maande aan. Olie verhandel teen $100 per vat en die rand verswak. In hierdie scenario styg inflasie en is dit nodig om rentekoerse 1 keer vanjaar te verhoog, wat niemand van ons wil hoor nie. In 'n tweede scenario, en dis nou absoluut die slegste geval wat moontlik kan gebeur, hou die oorlog vir langer as 'n jaar aan. In hierdie scenario verhandel olie steeds teen $100 per vat en die rand is nog swakker as in die eerste scenario. En in daardie geval styg inflasie nog meer en word daar verskeie rentekoersverhogings beplan. So ek dink in hierdie stadium as jy sit en jy hoop en jy bid, moet dit wees dat die oorlog moet eindig. Nie net vir brandstofpryse nie, maar ook vir wat vorentoe vir ons kan voorlê wat rentekoerse en inflasiekoers betref. Verseker, en ook vir die mense in die Midde-Ooste wie se lewens geaffekteer word, mense hoop die oorlog eindig. Jana, dan 'n interessante storie, 'n storie wat ek dink die hele Suid-Afrika dopgehou het, was die verdwyning van Jocelyn Smith en die hofrigtinge daarna. En nou is die polisie terug en sal dan hom verder te soek. Ja, ek dink ek hoor nogal gereeld van wenke wat die polisie bereik, jy weet, en partykeer kom die wenke uit snaakse plekke uit, maar in hierdie geval het die polisie reageer op 'n wenk. En dis die polisie se georganiseerde misdaadeenheid en hulle sniffelhonde wat goed moet soek. En hulle het in die duine op die duine in Diaswil-Saldanha Bay toegesak omdat hulle vars inligting ontvang het wat verband hou met Jocelyn Smith se verdwyning. Die meisie met die pragtige blou oë het in Februarie 2024 verdwyn. So 'n plaaslike aktivis het glo bebloede klere en ander items hier in die duine gevind. En ons weet Jocelyn se ma, Kelly Smith, Boeta Apollos en Steve van Ryn, hulle dien tans lewenslange tronkstraf uit nadat hulle skuldig bevind is aan die kind se verdwyning, se ontvoering en mensenhandel. Die polisie wou nie aan News24 bevestig dat hierdie goed wat hulle gevind het, jy weet, of dit definitief Jocelyn se kleertjies is nie. Hulle het ook nie bevestig dat daar DNA-toetse gedoen gaan word nie. Daar sal waarskynlik, hulle moet forensiese toetse doen natuurlik om te toets of daar enigstens 'n verbintenis is. Maar die polisie woordvoerder bevestig alle leidrade, al kom dit uit snaakse plekke, word ernstig opgeneem. Ek dink, sal dit nie die mooiste, nee, ek moet sê mooi nie, want is nog steeds tragies, want ek dink nie meer Jocelyn lewe noodwendig nie, maar sal dit nie wonderlik wees as hulle net kan finaliteit kry vir hierdie gemeenskap nie. Ek dink die hele land het saam gevoel en saam geluister en gekyk hoe dinge ontwikkel met hierdie verskriklike storie. Absoluut, en ek dink ook, jy weet, Jocelyn was nou in die kolle geweest, maar daar is soveel kinders in die land en soveel van hierdie sake wat eintlik meer ons aandag verg en dis definitief iets waarna ons moet kyk. Ja, Absoluut. Ons het gister gepraat oor mensenhandel en dat daar ongeveer 250.000 mense in Suid-Afrika is, insluitend kinders, wat slagoffers is van mensenhandel en mag hierdie meer bewustheid ook rondom dit kweek. Dan ons volgende storie gaan oor Suid-Afrika se strategiese oliereserwes wat staan op 8 miljoen vate. Ja, dit is die Rie-olie en dis Gwedi Mantashe, hy is die minister van minerale en petroleumbronne wat dit sê. Maar dis nie al wat ons het nie, ek net sê dis die reserwes, okay? So volgens Netwerk 24 wat bietjie somme gedoen het, is dit genoeg vir so wat 2 weke. So dis nou as ons uit brandstof raak, al die brandstof is op, sal ons nog vir 2 weke kan aangaan.
Ons weet daar's groot kommer weens die oorlog Amerika en Israel se aanvalle op Iran wat tot grootskaalse ontwrigting in die vervoer van ruolie deur die straat van Hormuz in die suide van Iran gelei het. Suid-Afrika kry egter nie olie van die Midde-Ooste nie, dit is wat die minister ook sê. Ons kry wel geraffineerde produkte, met ander woorde verwerkte brandstofprodukte. Maar wat ons olie betref, is Afrika een van ons grootste olieverskaffers. So dis nie dat ons afhanklik is, dat ons nou absoluut sit en wag en weet ons gaan nie kan olie kry in April nie. Die minister sê ook die olie of al produkte wat ons invoer kom in April by ons aan soos normaal. Dis nie asof ons nou al moet skrik nie. En ek dink op hierdie stadium sien mens baie wat van hierdie panic buying. Dink ons moet daarvoor ook versigtig wees. Ek sê nie mense moet nie voorsorg tref nie, maar ek dink dit raak 'n gevaarlike storie want panic buying sal 'n oorsaak wees van 'n brandstoftekort. Ja. Mens moet dit vergelyk met, ek dink die internasionale standaard is 90 dae, Jana? Ekskuus tog? Die internasionale hoeveelheid dae wat jy 'n voorsiening moet maak, dink ek staan op 90 dae in vergelyking met ons 13,3. Ja, dis inderdaad. Kyk, ons voldoen nie aan daai standaarde nie. Maar dis daarom nie niks nie en op hierdie stadium het ons nog nie 'n tekort nie. Ja, verseker. Jana, ek wil gou spring na Fanny Masemola toe en ek dink dit is so belangrik om oor hierdie saak te praat want hierdie is die persoon wat aan die hoof staan van ons polisie. En nou duik sy naam ook 'n kort op en hy gaan nou ook moet verskyn. Ja. So ons weet die groot nuus van hierdie week was waarskynlik die 12 polisiebeamptes wat in hegtenis geneem is. Dis natuurlik nadat ons getuienis gehoor het in die Madlanga kommissie wat hierdie mense verbind op 'n manier na bewering verbind met die naam wat ons ook al baie gehoor het, Kat Matlala. En in hierdie geval soos jy sê, hoor ons nou van ons nasionale polisiekommissaris wat natuurlik onmiddellik, nie lekker is nie. Ons dink terug aan Jackie Selebe, ons dink terug aan Komoso Patlani wat ook name is polisiekommissarisse wat in die nuus was vir al die verkeerde redes. So in hierdie stadium staan die nasionale kommissaris tereg op aanklagte wat met Patlala verbind word, soos dan ook die ander 12. Maar hulle maak dit baie duidelik, dit gaan nie hier oor korrupsie noodwendig nie. Hier gaan dit oor Masemola wat sy wetlike plig as 'n rekenkundige beampte van die polisie versuim het. So dit gaan daaroor dat iemand moet pa staan. Jy weet as daar iets in 'n maatskappy gebeur, dan gaan die direkteure moet pa staan daarvoor. Nou in hierdie geval gaan dit oor Masemola wat blykbaar keer op keer gewaarsku is oor hierdie kontrak wat die polisie met Kat Matlala aangaan het. Hierdie kontrak wat op die ou end tot niet gemaak is van dit was 'n onreëlmatige kontrak, na bewering 'n onreëlmatige kontrak. Hierdie goed moet alles nog in die hof bewys word. Maar die feit dat dit aangekondig of dat hy daarvan ingelig is en dat hy niks daaraan gedoen het nie. Dit plaas nou 'n skaduwee en dit maak dat hy ook in die hof moet verskyn. So sy verskyningsdatum is 21 April. Ja, en ons moet sien wat daar gebeur. Daar is nog nie besluite geneem oor wat van hom gaan word nie, of hy gaan geskort word hangende hierdie ondersoek of wat die situasie is nie. Ek weet net ongelukkig vir Masemola ook of hy skuldig bevind word of nie. As jy verbind word met so iets, dit is so 'n groot ding, jy het so 'n groot pos, onmiddellik, is dit sleg vir vertroue in die polisie ook, die publiek glo nie meer in jou nie. En gewoonlik sal die president dan optree en sê hoor hier, jy kan nie nou langer in hierdie pos wees nie. Maar ons moet nog kyk, hy het nog nie daai besluit gemaak nie. Ja, absoluut. Jana, nou wonder ek net wie gaan pa staan vir die waterkrisis, maar dit is 'n saak vir 'n ander dag. Baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Baie dankie, Tata. Dit is dan Jana Marx, die politieke redakteur van die Papierblad skakel net hierna ons terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.